Welkom by Wiskunde met Hildegard. Vandag kyk ons na vraag 4 van die NSS 2024 vraestel. In hierdie vraag gee hulle vir ons 'n funksie, f van x, wat gelyk is aan a tot die mag x minus 1. En hulle sê ook vir ons dat a positief moet wees. En dan gee hulle vir ons ook 'n punt B wat op die grafiek f is. So, in die eerste vraag, by vraag 4.1, wil hulle weet wat die waarde is van a. Ons weet wel dat daar 'n punt B is, en hulle het vir ons die punt B gegee. So, ons kan punt B invervang in die vergelyking. Onthou, minus 5 op 9 is ekwivalent aan ons f van x. So, ons gaan sê f van x is gelyk aan a tot die mag x minus 1. En nou gaan ons net alles in vervang. So, minus 5 op 9 is gelyk aan a kwadraat minus 1. En dan gaan jy kry dat a kwadraat is dan 4 op 9. So, a moet gelyk wees aan plus minus 2 op 3. Maar nou moet jy onthou, ons kan net die positiewe gedeelte gebruik, want hulle het vir ons pertinent gesê dat a moet groter wees as 0. En in elk geval vir 'n eksponensiële grafiek moet a positief wees. Ok, so dit wil sê a is gelyk aan 2 op 3. Daar sê. Ok, by vraag 4.2 wil ons kyk na die waardeversameling van f. So, hier is 'n manier wat ek gebruik om waardeversameling en definisieversameling maklik te onthou. Waardeversameling kan 'n mens maklik in 'n y verander, soos dit. Daar is my y. En definisieversameling kan jy maklik in 'n x verander. Daar is my x. Ok, dis maar net een maklike manier wat ek gebruik. Daar is uiteraard baie ander maniere ook. Ok, so terug by die vraag, die waardeversameling van f, so ons wil weet vir watter y-waardes hierdie funksie geldig is. So dit gaan wees, y is 'n element van reële getalle, y is groter as minus 1, onthou, daai minus 1 is die asymptoot, so hy moet bo die asymptoot lê, want hy is 'n dalende grafiek, want die a is kleiner as 1. Ok, jy kan dit ook skryf as y is 'n element tussen minus 1 en oneindig. Is ook heeltemal voldoende. Nou sê. By vraag 4.3 wil hulle hê ons moet die grafiek teken. En ons moet al die afsnitte met die asse en die asymptote baie duidelik aanteken. Ok, so hoe ons gaan begin is, ons gaan die asymptoot eers teken. Dit is die maklikste plek waar ons kan begin. Onthou, die asymptoot is die minus 1. Ok? So, ek gaan dit net eers inteken. Onthou, dit is 'n stippellyn, baie belangrik. En dit is 'n y is gelyk aan minus 1. Ok. So, daarna wil ons graag weet, ons wil graag 'n x of 'n y afsnit kry. So, kom ons vervang 0 in x se plek. Stel x is gelyk aan 0, dan gaan ons kry f van x is gelyk aan 2 op 3 tot die mag 0 minus 1. Ons weet dat enigiets tot die mag 0 is 1, so dan is dit 1 minus 1 wat dan 0 is. So ons weet dat grafiek f gaan deur die oorsprong van die oorsprong. Ok? En ons weet ook dat dit 'n dalende grafiek is, omdat a kleiner is as 1. So, daarom gaan ons hê dat die grafiek gaan lyk as volg. En daai punt is 0,0. En dit is dit.
By vraag 4.4 sê hulle vir ons dat daar 'n punt C is met die y-koördinaat van 19 op 8. Nou wil hulle weet wat die koördinaat van C priem is, indien dit die beeld van C is. Wanneer C om die lyn y is gelyk aan x gereflekteer word. So onthou, wanneer ons iets reflekteer, om die lyn y is gelyk aan x, dan ruil die x en die y-koördinate net om. So met ander woorde, as die koördinaat was x, y, dan gaan ons kry, as ons dit reflekteer oor die lyn y is gelyk aan x, dan gaan ons kry x, die koördinaat gaan dan wees y, x, soos dit. Okidokie. So nou moet ons die koördinaat kry van C priem, wat die beeld is van C. So om dit te doen, gaan ons y is gelyk aan 19 op 8 in ons vergelyking in vervang. Dit gaan so lyk. 19 op 8 is gelyk aan 2 op 3 tot die mag x minus 1, en dan gaan ons kry 27 op 8, ons vat die minus 1 net oor, is gelyk aan 2 op 3 tot die mag x, en ons kan nou die 27 op 8 skryf as 3 op 2, alles tot die mag 3, maar ons wil uiteraard die basis dieselfde hê. Om dit reg te kry, gaan ons breuk omruil, so die noemer raak die teller en die teller raak die noemer, maar dan moet ons die eksponent in negatief maak, om dit toe te laat. Ok, so dan kry ons 3 op 2 tot die mag minus x, so daarom is x gelyk aan minus 3. Ok, en dan gaan C wees minus 3, 19 op 8, maar hulle wil nie weet wat C is nie, hulle wil weet wat C priem is. So ons moet dit nou reflekteer oor die as y is gelyk aan x. En dan gaan ons kry, C priem is dan 19 op 8, minus 3. En dit is die einde van hierdie vraag. Baie dankie!